Liefdes terwyl die kerkraad na hulle plekke te gaan. Baie dankie vir jou hier wees vanoggend. As jy saam met ons kuier vanoggend, dit is ons voorreg om die nagmaal te vier. En ek nooi almal uit om saam met ons dit te ervaar. Vir party mense is dit so 'n bietjie vreemd om hier na vore te kom. Vir ons is dit spesiaal. Ek nooi jou uit om dit saam met ons te beleef. Dit is kosbaar om aan die tafel van die Here aan te sit en dan ook sy goedheid en guns op hierdie manier te ervaar. Geliefdes, ek wil net hier regmaak. Ek het die verkeerde ding hier met te doen. Ek vra vir jou om saam met my te sing, uit Lied 292, dan gaan ek jou groet met God se seën, en dan antwoord ons met Lied 464, as ons lofsang vanoggend. Sing saam met my Lied 292. Slaan my oë op na die berge, waarvandaan gaan daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly altyd getrou. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Yeah.
nagmaal en God se sakrament met jou te deel. Ek wil vanoggend vir jou lees uit Romeine 14 vers 7 tot 12. En dis Paulus wat hier skryf as ek dit vir jou lees. Niemand van ons leef tog vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan nou jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskryf, so seker as wat ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Voor my sal elke knie buig en sal elke tong bely dat ek God is, sê die Here. Ek het vir jou gesê dat die tema van ons preekdinking van vanoggend is om mekaar te troos. Ek het die voorreg, en ek noem dit 'n voorreg want dit is 'n reuse voorreg om op hierdie stadium 'n pad te stap saam met 'n paar mense wat vir ons oë lyk sterwend is. Wat in die proses is om hulle lewens klaar te maak, klaar te leef. En wanneer 'n mens die voorreg het om in so 'n omgewing of in so 'n verhouding ingelaat te word, dan beleef ons weer God se liefde. Dan beleef ons weer God se troos. Die voorreg is nog groter, want al vier die mense waarmee ek op hierdie stadium hierdie pad stap is dames van 'n gevorderde ouderdom, wie se kinders vir hulle ongelooflik lief is. Wie se kinders die heeltyd rondom hulle is en na hulle kyk en vir hulle sorg, amper met verwondering in my oë en in my hart. Dit het my weer laat besef dat ons mekaar nodig het in hierdie lewe. Dat ons so teenoor mekaar moet leef. Dat ons mekaar so moet lief hê dat as hierdie tye op ons pad kom, dat ons dit met lof en eerbied aan mekaar en met God kan doen. Ek wil vir jou die Psalm lees daar op die bord. En hierdie Psalm, ek dink Dawid het teruggedink aan sy ma se moederskoot en jy hoor my baie hierdie Psalm aanhaal. En hy skryf, ek maak my nie besorg oor groot dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kind wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek by God tevredenheid gevind. Ek kyk na die maas wat hier voor my sit en ek ervaar elke dag 'n ma van my eie en 'n ma van my kinders. En dan sien ek dat 'n moeder 'n spesiale skoot het. 'n moeder 'n skoot het waar as jy as kind daarop gaan sit, dat dit beter word in jou hart. Dat dit beter word in jou menswees. Al verander jou omstandighede of jou probleme of jou krisis nie, al word alles wat jy na opsien nie noodwendig beter nie. 'n kind kry hoop. 'n kind kry tevredenheid. 'n kind kry rus op sy ma se skoot. Paulus sê, so is God se skoot vir ons. Hy sê, ek bekommer my nie
oor groot dinge wat bo my vermoë is nie. Ek gaan nie dink oor môre en oormôre, want dit kan ek in elk geval niks aan verander nie. En wanneer ek en jy mens is, dan is dit baie keer die dinge wat ons tyd vat net. Daardie dinge van net nou. Daardie dinge van ek weet nie, maar God weet, maar dan wonder ek in my hart, as God dan weet, hoe gaan dit uitwerk? Wanneer daardie kind op sy ma se skoot gaan sit, weet nie een van hulle hoe dit gaan uitwerk nie. Maar sy beloof rus. Sy beloof haar teenwoordigheid. Sy beloof haar menswees en haar hele lewe opoffer. Dis wat God vanoggend vir ons aan hierdie tafel sê. Dis wat God vanoggend met sy teenwoordigheid in my en jou lewe sê. Hy sê dat ons op sy skoot kan kom sit. Hy sê dat ons sy teenwoordigheid kan ervaar. Hy sê dat ek en jy in ons harte krag en hoop en moed in hierdie oggend moet voel. Want hy sê as ons hier weggaan, dan moet ons rus en vrede en troos hê. Ek wonder as ek sê troos, waarna smag jou hart? Smag dit na liefde? Smag dit na uitkoms? Smag dit na 'n paar dinge wat jy in jou klein menslike verstandjie kan uitdink? Die Heidelbergse Katekisme sê vir ons, wat is troos? Daar staan, wat is jou enigste troos in lewe en in dood? En dan sê die antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy met sy kosbare liefde vir al my sondes betaal. Dit is ons enigste troos. Dit is as ek en jy vanoggend vorentoe kyk en ons soek hoop en troos, dan sê God, ek is by jou. Dan sê God hierdie psalmwoorde, hy sê, moet jou nie besorg maak oor dinge wat groot is en bo jou vermoë is nie. Al troos wat jy vanoggend hier moet wegvat, is dat ek jou God is. En dan geliefdes, dan wil ons harte gaan vra, maar wat van dit? Ja, want as my mense oë kyk, dan sien ek dat, en dan sien ek daardie bult en daardie krisis, en ek verstaan nie, en ek kan nie uitdink nie. Wanneer die volk dit doen in Deuteronomium, dan roep God hulle by mekaar, en hy vra vir hulle, hy sê, ek wil hê julle moet bedaar, en erken dat ek God is. Vanoggend wil God jou troos. Maar as jou hart so besig is met die lewe en met die wêreld, dat hy nie hierdie troos wil hoor nie, dan sê God, wil hê jy moet bedaar. Wil hê jy moet rustig word. Want jy behoort aan God. Geliefdes, ons lewens, elke sekond van ons lewens, is in sy hand. Alles wat ek en jy is in sy hand. Al gaan dinge vanoggend met jou hoe, en ek het verwys na daardie dames wat besig is om te sterf, as ek dit met respek kan sê. En dan kyk my mense oë en ek sien die vrede, dit waaroor my hart eintlik so bekommerd sal wees, as iemand vir my sê dat ek
besig is om te sterf. En by almal van hulle sien ek hierdie vrede. Hierdie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede wat nie meer kyk na dinge en goed nie. Hierdie vrede wat sê, ek weet, God het my naam geroep. Ek weet, God ken my. Ek weet, ek is in God se hande, elke sekond wat ek leef is in sy hand. En ek weet, God los nooit alleen. Daar's die verhaaltjie van 'n seilskip wat in die ou tyd in groot moeilikheid was, met 'n storm wat op die see gewoed het. En hierdie storm was so erg dat die bemanning almal gaan wegkruip het onder in die dek van hierdie skip en net die kaptein was daarbo besig met die stuur van hierdie skip. Die mense het geskommel en geval en deur mekaar. En op 'n stadium het hulle onder mekaar begin seker skree en vra, maar hulle wonder of hulle dit gaan maak en hulle het een mens gevra om te kyk of hy die kaptein kan vra of ons dit gaan maak. Die storie vertel en die persoon het gegaan en hy het die lijk van hierdie dek oopgemaak en hy het die kaptein daar sien staan. Maar die storm was te erg en te veel gewoed dat hy met die kaptein kon praat en al wat hy kon regkry is om hierdie kaptein in die oë te kyk en die kaptein het vir hom geglimlag. Toe hy terugkom by die ander wat wegkry, het hulle vir hom gevra, wat sê die kaptein? En hy het gesê, die kaptein sê, alles is reg. Die kaptein sê, ons gaan deur hierdie storm kom. Die kaptein sê, hy is in beheer. Dit is die troos. Miskien soek jy vanoggend antwoorde op see. Antwoorde om jou weer te laat hoop. Antwoorde om jou weer krag te gee of om weer te kan glo of te kan vertrou. Ek wil hê jy moet Psalm 131 in jou hart vasmaak. Oor groot dinge, dinge wat bo my vermoë is, dinge wat ek weet ek niks aan kan verander nie, maak ek my nie besorg nie. Soos 'n kind by sy ma rus vind, so sal ons by God rus vind. Miskien maak jy die lyk van jou lewe oop en jy soek die antwoord by God. Vanoggend sê God, sien my net raak. Weet ek is daar. Jou enigste troos. In lewe en dood is dat ek en jy aan God behoort. Mag jy vanoggend, wanneer jy vir God sien, wanneer jy hom diep in jou hart ervaar, weer weet, alles gaan reg wees. Alles gaan uitwerk. Nie omdat ek en jy kan, maar omdat God kan. Mag God jou met vrede en met rus seën in hierdie dag. Amen. Geliefde, ek wil saam met jou afsluit vanoggend en dan sing ons saam met mekaar die oorwinningslied en daarna dan gaan ek jou groet met God se seën. Sing saam. Oh
elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal op elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.